Ons lees vanoggend uit die 2020 vertaling uit, vanaf Eksodus 2, vanaf vers 22 tot hoofstuk 3, vanaf vers 15. So met die Bybels oop voor ons en op die skerm. Kom ons raak dan net stil. Hemelse Vader, Here, U kom roep ons soos 'n Moses vandag. Maak dit rustig in ons gedagtes en ons harte, dat ons die stem hoor, soos U vir Moses geroep het, Moses, Moses. So kan Moses se naam daar vervang word met my naam vanoggend. En Here, laat ek dan ook antwoord soos in Moses, hier is ek. En Here, as ek daai koevertjie moet oopmaak, om die opdrag, dit wat U vir my sê, te gaan lees, te gaan bestudeer, te gaan navolg en gehoorsaam daaraan wees. Dankie vir die werking van die Heilige Gees wat my in staat stel om dit te doen. Amen. Sy het aan 'n seun geboorte gegee en Moses het hom Gersom genoem, want het hy gesê, ek het 'n vreemdeling geword in 'n vreemde land. Gedurende hierdie lang tyd het die koning van Egipte gesterf, die Israeliete het gesig onder die slawewerk en hom hulp geroep. Hulle hulp geroep oor die slawewerk het opgestyg na God. God het hulle gekreun gehoor en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en Jakob. God het die Israeliete raak gesien. Ja, God het kennis geneem. Moses het sy skoonvader Jethro, die priester van Midian, sy kleinvee opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag en uitgekom by die berg van God, by Horeb. Daar het die engel van die Here hom verskyn in 'n vuur wat uit 'n doringbos opvlam. Moses het gesien, daar is 'n doringbos aan die brand, maar die doringbos word so waar nie verteer nie. Toe dink Moses, ek het dit hier omkring, sommer net so terloops as ek myself mag onderbreek. As ons kyk na vers 24, die laaste gedeelte, en God het gedink aan sy verbond. En toe Moses sien dat die bos nie uitbrand nie, toe dink Moses, ek moet afdraai, sodat ek na hierdie buitengewone verskynsel kan kyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Moses het gesien en ook gedink. Toe sê die Here, of toe die Here sien dat hy afgedraai het om dit van nader te bekyk, het God na hom geroep uit die doringbos, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê die Here, moenie nader kom nie, trek jou sandale van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Daarop sê hy, ek is die God van jou voorvader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Moses het sy gesig bedek, want hy was bang om na God te kyk. Die Here sê toe, ek het die ellende van my volk wat in Egipte is, duidelik gesien. Ek het, of hulle noodkreet oor hulle slawedrywers, het ek gehoor. Ja, ek ken hulle lyding. Ek het afgekom om hulle uit die hand van Egipte te red en hulle uit daardie land te laat optrek, na 'n goeie en uitgestrekte land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, die woonplek van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Ferisiete, die Jewiete en die Jebusiete. En nou, kyk die noodkreet, die hulpgeroep wat ons van tevore gehoor het, van die Israeliete het my bereik. Ek het ook die verdrukking waarmee Egipte hulle verdruk het raak gesien. Gaan dan nou, ek stuur jou na die Farao om my volk die Israeliete uit Egipte te lei. Moses het egter vir God gesê, wie is ek, dat ek na die Farao kan gaan en dat ek die Israeliete uit Egipte kan lei? Hy het geantwoord, ek is immers by jou. Die magneet en die pyperklip wat ons vanoggend met die kinders gedoen het. En dit sal vir jou die teken wees, dat dit ek is wat jou gestuur het. Wanneer jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle God op hierdie berg dien. Net 10 gebooie.
Sinai en Horeb, presies dieselfde berg, die berg van God. Moses het vir God gesê, kyk, as ek by die Israeliete kom en vir hulle sê, die God van julle voorvaders het my na julle gestuur en hulle vra my dan, wat is sy naam? Wat moet ek vir hulle sê? God sê toe vir Moses, ek is wie ek is. Hy sê toe ook, so moet jy die Israeliete antwoord, ek is, het my na julle gestuur. God het weer vir Moses gesê, so moet jy vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir altyd. Dit is my gevierde naam van geslag tot geslag. Ons lees net tot sover, en ek dink as ek nou vir u vra waaroor die preek gaan, dan sal 9 uit 10 van julle vir my sê die brandende bos en die ontmoeting van Jesus en Moses daar by die brandende bos en die sandale wat uitgetrek moet word in die heilige grond en die opdrag wat God vir ons gee. Goed, terug aan na vers 22, 23 toe, waar Moses kom en hy sê, ek is 'n vreemde in hierdie land. Ek is 'n vreemdeling, of ek het 'n vreemdeling geword in 'n vreemde land. Moses sien homself as 'n vreemdeling in 'n vreemde land. En as ons kyk in die 20 vertaling, dan gaan ons so 'n kolletjie langs die woord vreemdeling wees. Dit beteken agter in die Bybel as daar so 'n verklarende woordelys. En dan gaan ons na hierdie woordelys en ek vra vir myself, Here, wat bedoel die Ou Testament? Wat bedoel Moses wanneer hy sê, maar ek is 'n vreemdeling in 'n vreemde land? Wat word daardeur bedoel? En dan staan vir ons geskrywe, 'n persoon wat weens politieke of ekonomiese redes in 'n ander land gaan woon. In Moses se geval weens die misdaad wat hy gaan pleeg het hy in hierdie ander land gaan woon. En dan gaan dit verder en hy sê, maar die persoon wat 'n vreemdeling is, soos Moses, word geklassifiseer en gesê, maar Moses, jy moet gaan bly tussen die kinders wat nie 'n vader het nie. Tussen die weeskinders moet jy gaan bly, Moses. En dan tussen die vrouens wat nie mans het nie, tussen die weduwees moet jy gaan bly. En dit is jou status, Moses. En dit is in hierdie status wat God na Moses uitroep van 'n vreemdeling in 'n vreemde land. God kom nie na Moses en ontmoet hom toe hy die prins in die paleis van Egipte was nie. Toe hy alles gehad het wat sy hart wou begeer en hy kon geleef het soos wat hy geleef het en hy het gedikteer wat aangaan nie. God kom na Moses gestroop van al sy status, van al sy rykdom. Hy werk vir sy skoonpa verniet in 'n ander vreemde land in die woestyn. En ek wil 'n bietjie stil staan rondom die vreemdeling aspek. Want miskien voel ek vandag soos 'n vreemdeling in my eie huis. Ek voel soos 'n vreemdeling in die gemeente, in die dorp. Ek voel soos 'n vreemdeling binne myself, ek ken myself nie meer nie. Want die ou Moses was die prins gewees. Die ou Moses was die een gewees wat gedikteer het. Maar nou sê niks. Maar liewe vriende, in die niks roep God vir Moses. 2 keer, Moses. En hy roep hom na die berg Horeb toe, berg Sinai, berg van God. En dis ook waar Moses die 10 gebooie ontvang het. En ek kan nie help om te wonder, toe hulle nou daar uitgegaan het, na die bevryding uit Egipte, uit die land van slawerny, toe hulle nou weer by die berg Horeb kom, wat het Moses gedink? Ek sou gesê het, Aaron, my broer, kom kyk, sien, die bos is nog steeds so. Dis by die berg, is by die plek wat God aan my verskyn het, wat hy vir my die opdrag gegee het, toe ek die skape van my skoonpa uitgevat het. Hier het God my ontmoet. Ek wil dit vir jou hier getuienis gee, Aaron, my broer, dis wat die Here vir my gedoen het, dis hoe hy my ontmoet het. En het ons elkeen nie maar so ontmoeting met die Here nie? Of het op Efesiërs 4 kampus, of het by die
KJA is daai tyd, of dit by die kerk is, of 'n finalia kamp, of 'n belydeniskamp, raak ons nou opgewonde oor daai ontmoeting. Want u weet, ons lees hierso en ek het omkring by my, God sien, God hoor en God dink. Hy sien ons raak, hy dink aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob. En dit het hom laat dink, maar daar's 'n verbintenis met hierdie mens. Ek wil die mens bevry uit die slawerny uit. En daarom ontmoet hy vir Moses. En ek wonder hoe laat dit ons voel as ons vandag hier sit. En ek wil eers net so 'n bietjie dink daaroor. Ek gaan so 30 sekondes gee. Die God van Abraham, die God van Jakob, die God van Isak, sien jou raak vanoggend. Hy hoor jou en hy ken jou op die naam. En hy het gedink aan sy verbond wat hy gesluit het. Hoe laat dit jou voel? Want dis ons ontmoeting met die Here. Hy kom na jou toe en hy sê, ek ontmoet jou hier in die erediens, rondom die woord. Ek ken jou op die naam. Ek wat jou ontmoet is die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek ken jou. Ek hoor jou gebede, wat jy hardop bid, dit wat in jou gedagtes is, dit wat jy gaan nog bid, dit wat jy nog gaan bid, dit weet ek ook. Maar nog voordat ons dit bid, weet God al reeds wat ons bid. Ek kom ontmoet jou hier. Ek dra kennis van jou situasie, waarin jy jou bevind, soos die Israeliete in Egipte in slawerny. Hoe laat dit jou voel dat God al hierdie dinge van jou weet? Dink net vir so 'n oomblik daaraan voordat ons verder gaan. Liewe vriende, God roep Moses as 'n vreemdeling. Moses dink hy's 'n vreemdeling in die land, maar hy's nie 'n vreemdeling vir God nie. God ken alles en weet alles van Moses. En na wat Moses kan antwoord is, hier is ek. Maar nadat hy ook gesê het, hier is ek, so 'n paar versies verder kom al die verskonings. Stuur iemand anders, ek hakkel, Here, is daar nie iemand anders wat gestuur kan word nie? Moses ontmoet God in 'n vreemde land, 'n snaakse plek, miskien dalk iets nie wat ons aan gewoond is nie, miskien terwyl ek ry, miskien op 'n bankie in binnelandse sake. Iewers op 'n kol ontmoet God my op 'n berg wanneer ons gaan stap in 'n fontein, waterval, waar ook al, 'n vreemde plek, 'n vreemde land, ontmoet God elkeen van ons. En wanneer ons so luister na die verhaal van Moses, dan kom ek agter, maar ek is ook dalk 'n vreemdeling. Ek ervaar myself as vreemdeling. En dan reik ons hart uit na Moses toe. Ag, sies tog, fooi tog. Hy moes uit Egipte uitgevlug het. Hy pas sy skoonpa se skape op. Hy moes werk vir die skoonfamilie. Ons weet mos maar dis nie altyd 'n lekker ding, of selfs net vir binne die familie te werk nie. Ek moet werk vir die familie. Ek moet in die woestyn rondwaal op soek van my skoonpa se eie skapies, 'n groen weivelde van my pa, my skoonpa se skape. En dan kry ons Moses jammer as hierdie vreemdeling. Maar dis nou net hier wat ek die bombe laat bars. En wat my opgewonde maak en 'n glimlag op die gesig sit. Want jy weet in die Nuwe Testament, liewe vriende, is daar 'n man en 'n vrou en 'n baba seentjie. En hulle moes gevlug het vir 'n lewe Egipte land toe. Jesus was 'n vreemdeling in 'n vreemde land in Egipte gewees. En nou gaan ons verder in die Nuwe Testament, Matteus 25 vers 35, waar Jesus antwoord is, hy sê, ek, Jesus, was 'n vreemdeling, en julle het my as 'n gas verwelkom, want dit wat julle aan my gedoen het, doen julle aan die geringstes. So Jesus self sien hom as 'n vreemdeling,
in hierdie land. En dit wat ons aan vreemdelinge doen, die mense wat ons nie ken nie, dit is asof ons dit aan Jesus doen. Want met hierdie woord in Matteus 25 neem Jesus die Ou Testamentiese profesie op, en hy sê, dit wat julle aan die vreemdelinge doen, dit moet julle aan my doen. Want jy sien in Levitikus 19 vers 34 staan daar geskrywe, julle moet die vreemdeling, of julle moet vir die vreemdeling lief wees, soos vir jouself. Iemand wat jy nie ken nie, iemand wat in jou lewe ingekom het as gevolg van ekonomiese druk, werkloosheid, spanning, finansiële druk, wat dit ook al mag wees. Die vreemdeling, jy moet vir die vreemdeling lief wees soos vir jouself, Levitikus 19. En wanneer ek dit lees, dan dink ek aan Jesus se woorde met die liefdesgebod. En die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. En die tweede gebod wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Is die vreemdeling ook dan nie deel van die naaste nie? Dat ek vir hom of vir haar ook moet lief wees nie? En dan gaan Hebreërs 11 vers 13 verder, wat ons nou lees in van die vreemdeling wat Moses homself toeëien. En ons ken Hebreërs 13 waar al die geloofshelde genoem word, en dan staan daar in vers 13, al hierdie mense, al die geloofshelde, het in geloof gesterf sonder in beloftes te ontvang, maar hulle het dit van ver af gesien en verwelkom, en bely dat hulle die geloofshelde, uitlanders en vreemdelinge op aarde is. Hulle het nog nie God se goedheid ervaar nie, maar hulle het die profesie van die Here Jesus Christus gesien kom. Hulle het geweet, hulle is nie van hier nie, daar is iets beter bestem. En nou voordat ons sê, maar ek is dan ook nou 'n vreemdeling. Nee, ons is nie. Ons is nie vreemdelinge soos Moses 'n vreemdeling is nie, was nie. Ons is nie vreemdelinge soos die geloofshelde vreemdelinge was nie. Ons is Efesiërs 2 vers 9, die laaste een op die skerm. Daar staan vir ons geskrywe, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Jy wat in Jesus Christus glo, jy is nie meer 'n vreemdeling of 'n bywoner nie. Maar julle wat glo in die woord van God en Jesus aangeneem het as jou persoonlike verlosser en saligmaker, julle is medeburgers van die heiliges en lede van die gesin van God. Dis wie ons is. Nie vreemdelinge in 'n vreemde land nie. Ons is lede van die huisgesin van God. En as ons gedink het, net nou gewonder en stil geraak het oor in die teenwoordigheid van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die God van Abraham, Isak en Jakob, as ek dan in sy teenwoordigheid stil geraak het en gewonder wat dit vir my beteken dat hy alles van my ken, dan wil ek nie weet wat ons nou gaan doen, as ek vir u sê, jy en ek is 'n lid van die huisgesin van God nie. Wat se gevoel gaan dan by ons opkom? Wat beleef ek dan, wanneer ons vanoggend gekonfronteer word in hierdie ontmoeting? Dis nie 'n brandende bos nie, maar die woord van God staan vir ewig en ewig, en hy gaan nie uitgewis word nie, net soos die brandende bos nie. En ek is deel van hierdie huisgesin, van hierdie God, wat in die Bybel opgeteken is. Paulus se boodskap gaan veel meer as net vergewing van sondes. Wanneer ek agterkom dat Jesus Christus vir my gedoen het, dan verander ek van 'n vreemdeling na 'n lid van sy huisgesin. Dan berei ek die feesmaal voor die aangesig van my teenstanders en my hoof trek olie soos Psalm 23 vir my sê. Daar was die kerk nie bloot 'n plek wat ons besoek nie. Die gemeenskap van gelowiges. Daar behoort ons Jesus se teenwoordigheid te ervaar en beleef, en in hierdie omgewing sal medegelowiges openbaar hy sy woord vir ons, soos in Eksodus 2 vers 22 tot 3 vers 15 en dan die hele Bybel. Ek sluit af met die woorde, nie 'n vreemdeling nie, maar 'n lid van die huisgesin van God. Hemelse Vader, ek is 'n lid van die huisgesin van God. Ek word nie gelyk aan hierdie wêreld nie, Here.
Deur dit wat Jesus gedoen het, hoef ek nie na 'n ander land toe te vlug nie. Here, ek kom net na U toe, ek bely my sondes, ek glo in U as my persoonlike verlosser en saligmaker, Here, en U sê vir my, ek is 'n lid van U huisgesin. U is die hoeksteen, want daardie gedeelte gaan verder, Here, dat U die hoeksteen die woonplek is. Jesus Christus self as die hoeksteen, die fundament waarop hierdie huisgesin gebou is. In Hom, Here, in Jesus Christus en in U alleen, word ons opgebou tot 'n woonplek deur die Gees. Ons dwaal nie meer in die woestyn rond nie, Here. Ons kom sit aan tafel. Dankie dat dit eendag vir ons beskore is, wat ons dan so om die tafel gaan sit in U teenwoordigheid. Dankie, Here, dat U die hoof van hierdie huisgesin is. Amen.